Hartlik goeiemôre, mag die Here baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou liewe vriende, die leeu of die koning van die diere, sekerlik alom baie goed bekend. Hulle kom in troppe voor van 2 tot 40 is die algemene getal wat hulle in troppe voorkom dan ook. Verder word 'n leeu se brul tot 8 km ver gehoor. Op jagtogte kan hulle selfs 'n afstand van 30 km af lê op 'n soektog na voedsel wat hulle dan ook so vir daardie jag sou aanwend dan. So liewe vriende, ons deel met u oor die saak van dit wat verhinder en keer dat ons geestelike seën kan ontvang. Soos wat 'n leeu ons dalk so verhinder om verder vorentoe te gaan of maak dat ons omdraai, so is daar dinge in ons geestelike lewe wat ons kan verhinder om seën van die Here te ontvang. En daar is hierdie saak wat die wêreld noem, wat die Bybel noem wêreldsgesind. Om wêreldsgesind te wees, liewe vriende. 1 Johannes 2 vers 15 sê, moenie die wêreld lief hê die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. En dit beteken om soos die wêreld te dink en soos hulle op te tree, soos hulle te doen, om nie soos Christus te doen nie, om nie soos die Here Jesus op te tree nie, om nie te dink en te praat soos wat die Here sou doen nie. Liewe vriende, dis dan om wêreldsgesind te wees, om omstandighede, om situasies te hanteer, juis vanuit hierdie oogpunt om soos wat die wêreld dit sou doen en nie soos wat die Here dit sou doen nie. Dit openbaar dat daar baie duidelike tekort is aan ons liefde vir die Here. Met ander woorde, dit gaan oor onsself en daarom sal ons die wêreldse metodes gebruik, maar iemand wat die Here liefhet, gebruik God se metodes om sake te hanteer dan ook. So liewe vriende, moet ons weet dat wêreldsgesindheid werk teen God se werking in die lewe. Dit wat die Here in u lewe wil werk, wil die wêreld sekerlik of gebruik die wêreld hierdie of die duiwel hierdie gesindheid van die wêreld om te keer dat ons kan in die werking van die Here in ons lewe kan voortgaan. Romeine 8 vers 6 sê, want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Kyk net die verskil tussen die gees en die vlees hierso. Hierdie wêreldsgesindheid bewerk die dood. Verder sien ons ook dat daar in die woord van die Here sê in vers 7, omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En hier is die verskriklikheid daarvan, dit kan hom nie onderwerp aan die wet van God nie, liewe vriende. Kyk net hierdie geweldige vyandigheid en vyandskap wat dit bewerk. Vers 8 sê, en die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. So liewe vriende, dit bewerk 'n geestelike doodsheid. Dit bewerk dat ons in vyandskap met God is. Verder bewerk dit sekerlik dat ons God nie kan behaag nie. En dit maak dat daar tussen u en die Here nie die regte verhouding is nie, wat tot skade sal lei. Ons sien in Jakobus 4 vers 4 waar daar gesê word, egbreekers en egbreeksters, weet julle nie dat vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Jy sien, dit bring skeiding tussen u en die Here. Wanneer ek die wêreldse dinge najag en vir die wêreldse dinge leef en ek wil nie leef vir die Here en tot eer van die Here nie, sal dit sekerlik hierdie skeiding bring. Daarom sê die Bybel ook daarso in Jesaja 59 vers 2, maar julle ongeregtigheid het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Liewe vriende, wêreldsgesindheid doen geweldig baie skade aan die kind van die Here se lewe. En miskien is dit die rede waarom daar 'n skeidsmuur tussen u en God vandag is, juis oor hierdie saak. Wil u nie na die Here toe gaan en dit gaan bely, hierdie sonde, en sê, Here, ek moet loskom van die wêreld, ek wil my algeheel aan u kom oorgee, en aan u toegewyd leef, en mag die Here u daarin ook so help. Gaan dan op die knieë, roep tot die Here, en hy maak 'n verskil in u lewe ook. Kom ons bid dan. Ons dierbare Here, baie dankie dat u 'n verandering bring in hulle wat wil. Elkeen wat na u toe kom, kan verlos word, kan gereinig word, en ons eer u dat u dit kom doen, ook in die dag. Amen.